Hallo graad 10's en welkom by my video. Nou ek is niet hierso aan YouTube. Hierdie is my eerste video oor graad 10 wiskunde. Nou ek weet baie van julle is bang oor graad 10 wiskunde en ek gaan eerlik wees. Dit is 'n groot stap van graad 9 af. Dit is moeilik. Julle gaan nou nuwe goed doen soos julle gaan hierdie jaar begin met trig, analitiese meetkunde, funksies, ja, en julle los op vir x-somme en daai goed is ook nou alles bietjie moeiliker, maar moenie worry nie, ek sal julle deur alles help. Okay. So kom ons gaan net gou weer deur al die eksponentwette wat julle in graad 8 en 9, jammer vir die klank, vir die karre wat verbyry, maar is maar so. Van die eksponentwette wat julle in graad 8 en 9 geleer het. Okay. As ons eksponentwette doen, is dit belangrik dat jy moet kyk dat jou grondgetalle dieselfde is. Soos hierso. As ons grondgetalle dieselfde is, ons het 2x'e en ons maal die twee veranderlikes met mekaar, dan gaan ons net ons eksponente by mekaar plus. So dan gaan dit wees x. Hoekom? Want die twee grondgetalle is dieselfde, so ons hoef net x een keer te skryf en dan gaan ons die twee eksponente by mekaar tel. Byvoorbeeld, as ons nou gehad het 2 tot die mag 2 maal 2 tot die mag 3, ons grondgetalle is dieselfde, al twee is 2's, so ons hoef net een keer 2 te skryf en ons gaan nou 2 plus 3 by mekaar tel, dan is ons antwoord 2 tot die mag 5. Ok, nou as ons deel, hulle kan dit vir jou so ook skryf, x tot die mag m gedeel deur x tot die mag n. Nou, weer eens, kyk, jou twee grondgetalle is dieselfde, nee. So ons hoef dit net een keer neer te skryf, en dan al wat ons doen is ons trek daai twee eksponente van mekaar af, so dit gaan wees m min n. Byvoorbeeld, as ons het 4 tot die mag 3, gedeel deur 4 tot die mag 2, ons twee eksponente is ons twee grondgetalle is dieselfde, so ons hoef net een keer 4 te skryf, en ons trek daai 3 met die 2 af. So ons antwoord is dan 4 tot die mag 1, of net 4, maak nie saak hoe jy dit wil skryf nie. Ok, nou, as ons 'n hakie het, dan raak dit bietjie anders. As ons iets het tot die mag m, met ander woorde daar is 'n eksponent, en daar is 'n hakie, en die hele hakie is tot die mag iets, die hakie het 'n eksponent. Dan wat ons gaan doen is, ons gaan hierdie eksponent en hierdie eksponent maal met mekaar. Nie plus soos hier nie, maal, want dit is in 'n hakkie. So dit gaan wees x, m maal n. Byvoorbeeld, as ons nou gehad het 3 tot die mag 2 tot die mag 4, dan gaan dit wees 3 tot die mag 2 maal 4, dan gaan dit wees 3 tot die mag 8. Ok, nou, wat gaan ons doen as ons twee grondgetalle nie dieselfde is nie? Met ander woorde, hier is 'n x en hier is 'n y. 'n x en 'n y is nie dieselfde ding nie. Wat gaan ons dan doen? Al wat ons dan doen, is ons gaan dit in 'n hakkie sit. Maar, die triek is, jy moet kyk dat jou eksponente dieselfde is. Dan mag jy hierdie doen, ok? So dan sê ons gaan dit in 'n hakkie sit, ons gaan ons twee veranderlikes maal met mekaar, en ons het twee van dieselfde eksponente, so ons gaan dit net tot die mag daai eksponent sit. Met ander woorde, sê nou maar 2 tot die mag 3 maal 4 tot die mag 3. Ons twee grondgetalle is nie dieselfde nie, so wat gaan ons nou doen? Ons sit dit in 'n hakkie. So ons gaan sê 2 maal 4, maar ons eksponente is dieselfde tot die mag 3. Ons los dit net so. Ok, wanneer iets tot die mag 'n negatiewe eksponent is, as julle dit sien, wil ek hê julle moet dadelik, dit moet soos 'n alarm in jou kop afgaan.
wat vir jou sê, dit is 'n breek, dit is 'n fraction. Ok. Nou, wat jy dan doen is jy gaan sê 1 op x tot die mag n. Dis wat jy gaan doen. Ok, kom ek sê nou 'n voorbeeld. Soos 4 tot die mag min 1, al wat jy doen is, jy sê 1 op 4. Jy vat hierdie, jy skryf hom bo en hierdie een onder. Ok. Of sê nou maar as dit was 4 tot die mag min 2, dan sê ons is 1 op, en ons vat hierdie hele ding, ons skryf hom onder, 4 tot die mag 2. Ok. En nou x tot die mag 0. Enige iets tot die mag 0 is net 1. 1 miljoen tot die mag 0 is 1. Jy kan jou calculator vat, dan kan jy sê 5 tot die mag 0, dis 1. Kom ons sê 5, kom ons sê 1 miljoen, tot die mag 0, 1. Ok, nou gaan ons net gou 'n paar voorbeelde doen. Ok, 3 maal 5 tot die mag 2 is in 'n hakie, en ons hakie is tot die mag 3, min 75. Nou, kyk, is jou grondgetalle dieselfde? Nee. Hier is 'n 3, en hier is 'n 5. Dit is nie dieselfde ding nie, ok. Hulle het dit klaar vir ons in 'n hakie gesit, tot die mag 3, min 75. Nou, hang af hoeveel punte die vraag is. Wat jy kan doen is, jy kan sê, los het, jy kan hy 3 vat en dit gaan maal met alles hier. So dit gaan wees 3 tot die mag 3 maal 5. Onthou, hier is nou 'n hakie tot die mag 3. En wat doen ons dan? Dan maal ons die twee eksponente met mekaar. So dan gaan dit wees 2 maal 3 is 6. Jy kan daai in 'n hakie los as jy wil, min 75. En dan vat jy net daai, dan tik jy dit in jou calculator in. 3 tot die mag 3 maal 5 tot die mag 6 min 75. Dan is dit 421,800. Ok. Kom ons kyk nou na hierdie ene. Hierso moet julle nou net bietjie. Ok. Hierso moet julle net terug onthou na graad 9 werk. Ons moet faktoriseer hierso. Ok, wat kan ons doen? Ons kan sien 'n 9 kan ons mos in terme van 3 skryf, né? 9 is mos eintlik 3 maal 3 is mos 9, né? So wat ons kan doen is, ons gaan 2 hakies hê. Elkeen met 'n 3 tot die mag x in. Hoekom? Want 3 tot die mag x maal 3 tot die mag x is 9 tot die mag x. Ons het 'n negatief, wat beteken ons 2 hakies gaan nie dieselfde wees nie. Een gaan 'n negatief hê en ander gaan 'n positief hê. En ons vat net 1. As jy sê wortel 1 is dit 1, so dan skryf jy dit net in elke hakie. Op 3 tot die mag x plus 1. Nou kan jy sien, ok, hier is nou 2 van dieselfdes. Hier is 'n 3 tot die mag x plus 1 en hier is 'n 3 tot die mag x plus 1. So dan kan jy hierdie 2 uitkanselleer. Dan is jou finale antwoord 3 tot die mag x min 1. Ok, hierso vra hulle vir ons moet los op vir x. Nou, as jy sien, onthou wat ons hier moet doen is, ons wil hierdie kant ook in terme van 2 skryf. Maar ons sien hier, dis 0,125, wat beteken hy gaan in die negatiewe in, né? So nou vat jy net jou calculator en jy sê 2 tot die mag min 1 is 'n half, nee. Mag min 2? Nee, ook nie. Tot die mag min 3 is 'n agste, ja, dis 0,125. So dan sê jy 2 tot die mag x is gelyk aan 2 tot die mag min 3. Hierdie 2 is dieselfde, hulle kanselleer uit. Dit wil sê x is gelyk aan min 3. Ok. En as jy onseker is, vat net daai, sit hom by jou begin in 2 tot die mag min 3
en dan kry jy 0,125. So jy weet jy is reg. Ok. Hierdie een raak party van julle deur mekaar. Hierso moet julle net onthou. Ons wil ons x altyd alleen hê. So enigiets wat voor die x is of na die x is, wil ons weg hê. Hierdie geval het ons 'n 2 voor die x. Ons maal met 'n 2. So ons gaan deel met 'n 2 om van daai 2 ontslae te raak, né? Wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So dan het ons x tot die mag 3 op 2 is 54 divided by 2 is obviously 27, maar julle kan soos wat ek nou gedoen het, ek weet party van julle worry partykeer met hierdie eenvoudige hoofrekeninge om die somme reg te doen. Vat dan jou calculator en tik dit in. Niemand sal weet nie, net om seker te wees van jou saak. Ok, 27. Nou het ons 'n probleem. Ons het hierdie weird eksponent, né? Nou, hoe raak mens ontslaaf van 'n eksponent? So sê nou maar ons het iets soos x tot die mag 2. Hoe gaan ons ontslae raak van 'n eksponent? Ons gaan 'n vierkantswortel van 2 opsit, want dan kanselleer daai 2's met mekaar uit. As hier nou 'n eksponent was van 4, x tot die mag 4, dan vat jy 'n 4de magswortel, dan kanselleer hy 2 mekaar uit. So hierso gaan jy 'n 3 op 2 wortel vat. En dan wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. So dit beteken x is gelyk aan, vat dan, ok, dan sê jy nou shift, daai knoppie, en dan jou wortel. Dan druk jy hierdie knoppie op, so, dan sê jy delete, gaan na jou breek toe, 3 op 2, en 27. Dan is x gelyk aan 9. Vat jou calculator en kyk of dit reg is. 2, ons het gesê x is 9, tot die mag 3 op 2, en dit moet vir jou 54 gee. En dit gee vir jou 54. So dan weet jy is reg. Ek hoop julle verstaan nou eksponente bietjie beter. Ek gaan in die volgende video voorbeelde vat uit ou eksamenvraestelle en dan gaan ons dit saam doen.